Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, op hierdie Vrydag, die 23ste Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Weet, vanmôre wil ek so 'n bietjie gesels oor mense wat beweer, dis nie nodig om jou Bybel te lees nie. En ek hoor dit al hoe meer en meer van mense wat dit verkondig, mense wat Christelike liedjies sing, en taamlik 'n groot platform het en natuurlike impak het op baie mense. En hierdie mense vertel vir mense dat dit is nie nodig om jou Bybel te lees nie. Dit gaan jou nie in die hemel bring nie. Ja, natuurlik. Natuurlik moet jy tot verlossing kom, maar hoe gaan jy weet hoe om in die hemel te kom? Hoe gaan jy weet om die ewige lewe te beerwe as jy nie jou Bybel lees nie? Jy weet, ek het 'n bietjie navorsing gedoen 'n hele klompie jare terug oor die Bybel. Omdat daar mense is wat beweer daar's boeke wat nie in die Bybel is nie, wat daar moet wees, en daar's boeke in die Bybel wat daar nie moet wees nie. Maar wie is die mens om sulke beweringe te maak? Want God alleen het die krag daarvoor. God is die ene wat mense aanstel en wat mense in posisies sit, oralsters waar dit nodig is. Dis God wat bepaal wie is die president van 'n land en hoekom 'n land in sekere maniere regeer word. Want as ons gaan kyk na die geskiedenis van Israel wat in ons Bybels opgeteken is, dan sien ons in hulle ongehoorsaamheid is daar mense aangestel bo oor hulle wat hulle in ballingskap weggevoer het. Maar wanneer hulle terugkom na die Here toe, wanneer hulle begeerte het om die Here te aanbid, het God hulle grondgebied herstel. En jy sien, dit is die punt wat ons mis, want mense glo dis nie nodig om jou Bybel te lees nie. God het bepaal wat se boeke is in ons Bybels. Nie mens nie, maar God alleen. Want God het, baie jare terug het hy mense soos Martin Luther aangestel, om die waarheid te sien wat in die Romeinse Katolieke Kerk gebeur. Ek hoor gisteraand iemand wat spreek, en 'n hele paar mense vertel van, dat Martin Luther was deel van 'n gemeente wat geld ingesamel het, en dat jy deel is, as jy deel is van die Romeinse Kerk en geld gee, dan word jy op pad ingekoop na die hemel, maar dit is nie wat gebeur het in daai dae nie. Martin Luther het geleef in 'n tyd toe die paus mense uitgestuur het om geld in te samel tot vergifnis van hulle sondes. Hoe meer jy gegee het, hoe meer was jou sondes vergewe. Dit is wat eintlik gebeur het. En Martin Luther het nie daarvan gehou nie. En hy het 99 stellings geplaas op 'n stuk papier, en hy het dit teen die tempel in Duitsland, die Romeinse Kerk, het hy dit daar in die deur gaan vaskap. En in dieselfde tyd was daar 2 manne gewees wat 'n printer, en dit was nie 'n printer wat ons het ken nie, dit was 'n ander tipe printer. As jy 'n bietjie navorsing gaan doen, sal jy sien. Het hulle gekoop en hulle het 'n storie gesoek, want hulle wil koerante begine doen, want in daai dae was daar mense wat op die hoeke gestaan het en hulle het die nuusberigte voorgeskree, en mense het natuurlik daar by hulle hoetjies gaan geld ingooi. Maar hierdie 2 manne het 'n idee gehad van om 'n koerantjie soos op papier te print met nuus op en dan dit te verkoop. En so kry hulle die storie van Martin Luther op die deur, en hulle maak 'n storie daarvan en so versprei dit. En op die einde van die dag het Martin Luther die Bybel oorgeskryf op 'n manier wat dit ons verstand te bowe gaan, want mense het vir hom gaan kry en hulle het hom gaan bewaar, hulle het hom gaan wegsteek sodat hy nie doodgemaak word nie. En God het bepaal wat se boeke hy in die Bybel moet plaas. Want in dieselfde tyd was daar ander mense in ander lande wat dieselfde gedoen het, wat dieselfde deurgegaan het, wat die Bybel oorgeskryf het in hulle taal. En hoe kan dit moontlik wees dat verskillende mense op verskillende plekke min of meer in dieselfde tyd dieselfde Bybel in mekaar sit? Daarom wil ek vandag 'n paar skrifte met jou deel
En ek begin by Judas 1 vers 17 tot 21. Maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek deur die apostels van ons Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skering maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Luister mooi, wat die Gees nie het nie. As jy die Heilige Gees het, dan gaan jy dadelik begin besef, as jy die gawe van die Heilige Gees ontvang het, dan gaan jy besef dat wanneer mense vir jou jok, wanneer mense vir jou probeer mislei, luister mooi wat ek sê. Jy moet die gawe hê om te herken wat aangaan. En nie almal het die gawe nie, en daarom word baie mense mislei, soos wat Matteus 24 vers 4 sê. Hulle het nie die Gees nie. Daar's mense wat die woord leer aan ander, maar hulle het nie die Heilige Gees nie. Ons sien dit, en dit staan so in die woord, wat al bepaal is, meer as 2000 jaar gelede. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Met ander woorde, daar gaan mense kom wat die woord verdraai. 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Nou, daar's mense wat hierdie goed herken, deesdae, maar om te sê dat dit is nie nodig om die woord van God te lees nie, is 'n leuen uit die put van die hel. Hierdie mense is daar om jou te mislei, hierdie mense is daar om jou weg te lei van die ewige lewe af. Hierdie mense is daar om jou van die waarheid af weg te kry. As jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie weet wat reg en verkeerd is in die oë van die Here nie. As jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie weet hoe om die ewige lewe in te gaan nie. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. In Lukas 10 vers 1 is daar geskrywe dat Jesus stuur 70 disippels uit 2 by 2. Gaan lees dit. Lukas 10. En dan vers 17 sê, kom hierdie 70 terug na Jesus toe, met blydskap, en hulle is bly, want hulle sê vir Jesus, dat selfs die duiwels onderwerp hulle aan hulle, in die naam van Jesus. Maar in Johannes 6 vers 60 tot 71, is hierdie selfde disippels ontevrede oor die woord, en hulle verlaat Jesus as gevolg van die woord, as gevolg van die Bybel. Jy sien, baie mense wil vandag nie die Bybel lees nie, dis moeite. Hulle wil versies lees wat mense aanstuur, hulle wil hierdie bemoedigende boodskappe luister van 2-3 minute, hulle wil hierdie lekker woorde hoor wat hulle bemoedig, wat van mense afkom, wat lekker op die ore is. Hulle wil nie die woord van God hoor nie. En jy sien, net so was hierdie 70 mense wat disippels was, wat bly was om die duiwels uit te dryf, wat bly was omdat mense genees was in die naam van Jesus, wat in blydskap beweeg het, maar toe hulle die woord hoor, toe stap hulle weg. Die woord was te swaar vir hulle. Moenie laat die woord vir jou te swaar wees nie. Kom ons bid. Here Jesus, ons bid, Here. Ons vra dat U die woord lig sal maak op U kinders. Vader, want ons sien in hierdie tye dat mense verwerp U woord en wil wegstap, omdat die woord te swaar is, maar hulle is in verwagtinge vir al die ander dinge, al die goeie dinge. Hulle soek die seën, hulle soek die ewige lewe, maar hulle verwerp U woord, Here. Vader, wees barmhartig oor hulle en trek hulle terug in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat jy nie mislei word in hierdie dae nie. Groete.